Ons skriflesing kom vandag uit Lukas hoofstuk 9, gaan 'n klompie verse daar saam lees. Kom ons vra net vir die Here om sy woord vir ons te open, dat ons dit hoor as hy met ons praat. Here, dankie dat ons weet dat U hier is. U het in die woord vir ons gesê dat selfs waar net 2 of 3 in U naam vergader is, daar is U saam met hulle. En ons is daarom heel wat meer as net 2 of 3 en ons weet U is hier. En ons wil al die lof en die eer aan U toebring, Here. Vader, ons bid dat U ons ore en ons verstand sal oopmaak, dat U ons harte sal oopmaak, sodat ons U woord met ons persoonlik kan hoor praat. Here, weerhou ons daarvan dat ons sal luister en sal dink aan ander mense wat dalk vandag hier moes gewees het, wat dit moes hoor. Want Here, ons is hier en U wil met elkeen van ons persoonlik praat. Doen dit, Here, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Lukas hoofstuk 9, ons lees daar eers vanaf vers 7 tot 9. Herodes, die heerser, het gehoor van al die dinge wat gebeur en hy was in die war, omdat party mense gesê het, Johannes is uit die dood opgewek. Party Elia het verskyn en ander, een van die profete van die oudheid het opgestaan. Maar Herodes het gesê, Johannes het ek self laat onthoof, maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? En hy het geprobeer om hom te sien te kry. En dan vanaf vers 18, op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. Toe vra hy hulle, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord, Johannes die Doper, party sê weer Elia, en party 'n profeet van die oudheid het opgestaan. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Toe antwoord Petrus, die gesalfde van God. Jesus het hulle uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel, want, het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die 3de dag opgewek word. Liewe gemeente, die mense sê, maar julle, wie sê julle is ek? Die mense sê, maar wie sê julle is ek? Wie Jesus is een van die groot vrae waarmee Lukas in sy evangelie worstel. Toe Jesus die verlamde man se sondes vergewe het en op die koop toe hom ook genees het, lees ons in Lukas 5 vers 21 dat die fariseërs vra, wie is hy dat hy so godslasterlik praat? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen? Toe Jesus en sy disippels in 'n storm op die see van Galilea beland en die disippels gevrees het dat hulle gaan verdrink, bestraf Jesus die wind, wat dan onmiddellik bedaar. En dan lees ons oor die disippels in Lukas 8 vers 25. Hulle was verskrik en verbaas en het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Hy gee bevele aan wind en water en hulle is aan hom gehoorsaam. En nou weer is hierdie selfde vraag aan die orde. Wie is Jesus? Herodes vra in vers 9, wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? En dan vra Jesus self die vraag in vers 18, wie sê die mense is ek? Hierdie vraag is nou al reeds 4 keer gevra. En nog steeds
is daar geen klinkklare antwoord op hierdie vraag gegee nie. Wie is hy? Wie is hierdie Jesus? My broer en suster, deur die jare is die naam van Jesus Christus op baie maniere gebruik en ook op baie maniere misbruik. Ek onthou nog, jare terug ontvang ek 'n brief van 'n persoon wat begin met die woorde: "Ek groet jou in die naam van Jesus Christus." En dan gaan die brief voort en aan die einde van die brief sluit die persoon af met die aanhaling van een of ander Bybelteks. Ek kan nie onthou wat dit was nie. Maar wat tussen die eerste paragraaf of tussen die aanhef en die slot gestaan het, die beledigings en die taalgebruik van hierdie persoon, getuig alles behalwe van die gees van Christus. 'n Brief sogenaamd geskryf in die naam van Jesus Christus, maar klaarblyklik 'n ander Christus as die een in wie ek en jy glo. Ek het in my lewe gesien dat dit baie maklik is om te sê dat ek iets doen in die naam van Jesus. Maar om dit te sê, beteken nog nie noodwendig dat ek dit doen nie. Ek het nooit vreeslik belang gestel in politiek nie, en nog voordat ek predikant geword het, toe ek nog 'n student was, het ek my voorgenem dat ek nooit 'n uitnodiging sal aanvaar om enige politieke vergadering met skriflesing en gebed te open nie, ongeag watter party dit ook al is, maak nie vir my saak nie, ek kan net besluit, ek gaan dit nie doen nie. Maar ek het wel baie stories gehoor van politieke vergaderings van vroeër jare, wat deur die dominee geopen is met skriflesing en gebed, omdat dit, soos die advertensie oor TV-lisensies, die regte ding is om te doen, maar waar daar dan verwag is dat die predikant, die oomblik as die vergadering begin, maar liewers moes loop. Want as die manne begin stry en baklei en vloek en mekaar naderhand letterlik te lyf gaan, dan wou hulle nie gehad het, die dominee moet dit sien nie. 'n Vergadering wat geopen is in die naam van Jesus Christus, maar blykbaar 'n ander Christus as die een in wie ek en jy glo. Die mense sê, maar julle, wie sê julle is ek? Geliefdes, ek het alselfs gehoor van kerkraadsvergaderings, wat in die naam van Christus geopen is, maar waar daar so min van die liefde van Christus gedemonstreer is, dat mens wonder, nou wie is hierdie Christus, in wie se naam die vergadering geopen is, dan eintlik? Ek weet van 'n sekere kerkraad, waar die kerkraadslede vroeër jare, daarom nou nie meer nie, maar vroeër jare gereeld mekaar met die vuiste verbygekom het, as hulle oor sake verskil. As die vergadering so end aan is en hulle begin oor iets stry, dan begin die ouderlinge hulle baadjies uittrek. Dan sê hulle, kom ons gaan uit buitekant toe. Kom ons gaan sorteer dit daar buitekant uit. Ek is ernstig, dit het gebeur. Die vergaderings is weliswaar in die naam van Christus geopen, maar die een in wie ek en jy glo, ek dink nie so nie. Ek dink dis 'n ander Christus. 'n Tyd terug vra 'n leraar in 'n gemeente iewers daar in Johannesburg op Facebook vir haar kollegas wat sy moet maak as 'n kerkraadslid tydens 'n kerkraadsvergadering wat in die naam van die Here geopen is, vieslike beledigings begin maak teenoor ander mense. Hoe is dit moontlik, wil sy weet, dat 'n vergadering in die naam van Jesus Christus geopen word, met die gebed dat die Here se wil sal geskied in daardie vergadering. Maar
dan volhard hulle steeds daarin om nie die Here se wil nie, maar slegs hulle eie wil te soek. En dan kom die vraag maar weer op. Die mense sê, maar julle, wie sê julle is ek? Toe Jesus hierdie vraag gestel het, was hy menslik gesproke op die toppunt van sy lewe. Hy het siekes gesond gemaak, hy het besetenis bevry van die magte van die bose, blindes het gesien, dowes het gehoor, hy het sonde vergewe, en mense het aan sy lippe gehang om hom te hoor preek. En daarom is dit dalk nie so verrassend om te hoor wat die mense van hom dink, en hom vergelyk ook met van die groot figure van die verlede nie. Johannes die Doper was reeds op hierdie stadium oorlede gewees, hy's reeds onthoof gewees, maar 'n baie populêre siening van daai tyd het bestaan dat Johannes die Doper weer lewend geword het. En daarom het baie mense gedink dat Jesus eintlik Johannes die Doper is, wat opgestaan het uit die dood. Ander weer het gedink dat Jesus die Ou Testamentiese profeet Elia was, wat teruggekom het aarde toe. Ons het al 'n paar keer in die afgelope weke daarna verwys, dat Elia 'n verskriklike belangrike persoon was in die geskiedenis van Israel. En Elia het mos nie soos 'n gewone mens gesterf nie, hy's met 'n strydwa en 'n perd direk na die hemel toe opgeneem, en daarom het baie mense gedink dat Jesus eintlik maar Elia is, wat weer teruggekeer het in die liggaam van Jesus na die aarde toe. Ander het weer gedink dat Jesus een van die groot profete van die Ou Testament is. Matteus skryf in sy weergawe van hierdie selfde verhaal, dat die mense gedink het dat hy dalk Jeremia was, wat weer lewend geword het. En daarmee wil die mense te kenne gee, dat Jesus 'n besonderse mens is. Jesus word op een vlak gestel met die legendariese persone van die Ou Testament. En vir ons, broer en suster, sou so 'n getuigskrif natuurlik aanvaarbaar wees. Dit sou wonderlik wees as mense sulke goeie dinge van ons sê. As 'n wiskundige van vandag byvoorbeeld vergelyk sou word met Albert Einstein, of 'n dokter word in dieselfde asem genoem as professor Chris Barnard, of 'n predikant word vergelyk met mense soos Billy Graham en Andrew Murray, dan weet ons dat die mense dit eintlik goed bedoel. Hulle wil eintlik vir jou sê, man, jy's 'n wonderlike persoon, jy het regtig uitgestyg in jou beroep. Jy is op gelyke vlak met die mense, die groot name van die verlede. En ons wil eintlik vir jou kom sê, ons eer jou, omdat jy so 'n wonderlike persoon is en jou beroep op so 'n wonderlike manier beoefen. Maar tog, geliefdes, vermoed ek dat Jesus maar hartseer was toe hy hoor wat die mense van hom dink. Johannes die Doper, Elia, Jeremia, regtig? Is dit al wat julle van Jesus dink? Ja, hulle beskou hom as 'n besonderse mens. Een wat tuis hoort tussen die grootstes van die grootes van die verlede. Iemand wat die verbeelding van die gewone mense gaande gemaak het. Maar uiteindelik is dit duidelik dat hulle geen idee het wie Jesus werklik is nie. Hulle het geen benul van die rede waarom Jesus aarde toe gekom het nie. Hulle verstaan hoegenaamd niks van Jesus se lewensloop wat uiteindelik sou uitloop op die kruis by Golgotha nie. Hulle sien hom bloot as 'n profeet. Iemand wat so ietsie meer weet van die geheime van God as ander mense.
Hulle sien in hom dalk iemand in wie God se heerlikheid op 'n baie spesiale manier na vore kom. Maar uiteindelik is Jesus vir hulle niks anders as net 'n wonderlike mens nie. Geestelik is hulle so blind dat hulle nie kan raak sien dat Jesus Immanuel, God met ons is nie. En geliefdes, juis dit is beslissend. Om vir Jesus te sien as 'n besonderse mens met goddelike eienskappe is totaal iets anders as om vir Jesus te sien as God self wat as mens aarde toe gekom het. En daarom draai Jesus dan sy disippels toe en vra in vers 20 vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En ek kry die idee dat Jesus amper radeloos was op hierdie punt. Asof hy eintlik wil sê, is daar nie net iemand wat kan raak sien wie ek is nie? Is daar nie net iemand wat kan begryp wat my doel op aarde is nie? Is daar nie iemand wat bereid is om net iets anders te sê as al die ander mense nie? Iemand wat in staat is om vir Jesus te herken vir wie hy werklik is. En dan antwoord Petrus in 'n belydenis wat dalk vir ons vandag heeltemal normaal klink, omdat ons dit al so baie gehoor het, maar wat vir die mense in daardie tyd, toe Petrus dit gesê het, soos 'n donderslag moes getref het. U is die gesalfde van God. Of soos dit letterlik daar in die Grieks staan, u is die Christus van God. Petrus sou ook kon verklaar het, u is die Messias van God. Want Christus en Messias beteken beide gesalfde. En wat Petrus dan daar verklaar, is dat Christus nie een van ons is nie. Christus is nie net 'n spesiale uitgawe van 'n gewone mens nie, van een of ander belangrike mens van die verlede nie. Christus is iets totaal anders. Jesus is die lang verwagte Messias, so verklaar Petrus, wat sy verskyning op aarde kom maak het. En of Petrus enigsins die rykwyte besef het van wat hy daar bely, betwyfel ek ten sterkste. Ek glo nie Petrus het regtig geweet wat hy daardie dag bely het nie. Die leerskool waardeur hy en die ander disippels nog moes gaan om die implikasie van hierdie belydenis te begryp, was dikwels baie, baie moeiliker as wat hulle op daardie stadium begryp het. En hulle het selfs daarteen in opstand gekom oor die lydenspad wat Jesus Christus moes loop. Daarvan het hulle niks verstaan nie. In beide Matteus en Markus word daar vir ons vertel direk nadat Petrus hierdie belydenis gedoen het, hoe dat Petrus deur Jesus bestraf word, omdat Petrus gesê het dat hy nie gaan toelaat dat Jesus die kruispad loop nie. Wat hierdie belydenis vir die kerk van vandag beteken, dink ek kan kwaliek in woorde omgesit word. Hierdie kort sinnetjie, in die Grieks is dit net 4 woorde. Daai kort sinnetjie het die fundament geword, waarop die ganse kerk van Jesus Christus deur die eeue heen gebou is. Vir 20 eeue lank bou die kerk voort op hierdie belydenis van Petrus. Vir die waarheid van hierdie sinnetjie het Christen martelare op die brandstapel gesterf, of is hulle deur wilde diere verskeur. Vir die waarheid van hierdie sinnetjie is 'n onberekenbare aantal sendelinge in alle dele van die wêreld
al om die lewe gebring. Vir die waarheid van hierdie sinnetjie word talle Christene vandag steeds vervolg. Vir die waarheid van hierdie sinnetjie het biljoene mense uit elke stam en taal en volk en nasie al 'n lewensverandering ondergaan. Dit alles omdat een mens bely het in 4 woordjies: U is die Christus van God. En nou sal ons op hierdie aangrypende hoogtepunt kon afsluit, maar daar's een vraag wat nou nog nie beantwoord is nie. Die mense sê, Petrus sê, die kerk sê, maar jy, wie sê jy is ek? Ons kan baie dinge op hoor sê oor vertel. Ons kan die naam van Christus op baie plekke gebruik. Ons kan vroom oor vertel wat ander mense oor Jesus bely het en oor hom gesê het. Ons kan selfs die belydenis van Petrus verbatim herhaal. Maar steeds kan ons nie wegkom van die knaande vraag wat Jesus vra. As hy sê, ek weet wat die ander mense sê. Ek weet, maar jy, wie sê jy is ek? Want, broer en suster, by een punt kan ons nie verbykom nie. En dit is dat dit hier gaan oor 'n persoonlike belydenis. Dat Jesus die Christus is inderdaad ons kerk se belydenis. Maar vir God is dit nie goed genoeg nie. Dit moet ook elkeen van ons se persoonlike belydenis word. Elkeen wat deel wil wees van die kerk van Jesus Christus, het 'n persoonlike belydenis nodig oor wie Jesus is. Om met jou kop te sê dat jy die Messias is nie genoeg nie. Om te glo beteken dat jy jou lewe vir God opoffer. Reddende geloof is om in die voetspore van Jesus Christus te loop. En daarna gaan ons, as die Here wil, eerskomende Sondag kyk, 'n bietjie meer detail. Reddende geloof is om met jou kop en met jou hart te bely dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Hierdie tipe geloof verander jou totaal en al. Dit verander jou gedagtes, dit verander jou woorde, dit verander jou dade. Jy begin leef aan die hand van Jesus Christus se voorskrifte. Hierdie belydenis laat jou leef soos 'n kind van God moet leef. Iemand het een keer vir my gesê dat die afstand tussen om te weet van Jesus en om te glo dat hy my Here is, niks meer as 30 centimeter is nie. Die afstand tussen jou kop en jou hart. Want baie mense weet van Jesus, maar as dit nog nie deel geword het van jou alledaagse lewe nie, dan is dit niks meer as net kopkennis nie. As daardie belydenis dat Jesus die Christus is, as dit nog nie jou dryfveer is oor hoe jy daagliks optree en hoe jy praat en hoe jy dink nie, dan is dit niks meer
as kopkennis nie. Dan is dit soos die woorde in daardie ou Cremora advertensie, onthou julle nog, 'n kwessie van it's not inside, it's on top. Dis nie hier nie. Dis alles nog hierbo. Wie is Jesus vir my en vir jou? 'n Groot en belangrike persoon, iemand wat 'n goeie lewe gelei het en vir ons die perfekte voorbeeld gestel het in alles. Iemand wie se naam jy van kleins af in die sonnaarskool, in die kinderkraans en in die kerk gehoor het. Of het Jesus al beweeg van hier af tot hier? Dat jy kan bely op 'n persoonlike manier. Nie net Jesus is die Christus nie, maar Jesus is my Christus. Ek weet wat die mense sê. Ek weet wat hulle sê. Maar jy, wie sê jy is Jesus? Amen. Here, ons bely vandag saam met Petrus dat Jesus die Christus is. Die gesalfde, die Messias, die een wat die wêreld kom omkeer het en wat die wêreld kom nuut maak het. Maar Here, ons besef dat dit so maklik kan gebeur, dat ons al hierdie kennis het, dat ons dit alles verstaan, dat ons dit selfs met die mond bely, maar dat dit nog nie werklik deel geword het van ons daaglikse lewe nie. Daarom bid ons vandag dat U vir ons sal help, dat ons U sal navolg, dat ons in die voetspore van Jesus sal loop. Al sou dit beteken dat ons ook moeilike tye tegemoet gaan. Here, maak hierdie belydenis nie net 'n belydenis wat ons met die verstand sê nie, maar ook 'n belydenis wat ons met die hart uitleef, van harte uitleef. Ons vra dit in U naam. Amen.